Goed, ons is dan nou by die derde brief, die brief aan die gemeente van Pergamus. En ek het nou 'n bietjie langer gevat om hierdie opname te doen, omdat ek, daar was nog vir my redelike onsekerhede oor sekere goed, maar ja, ek dink mense sal nooit regtig die volheid van die inhoud noodwendig hê van die verborgenhede nie, maar ek vertrou die Here dat hierdie dit wat ek hier uitgekry het genoegsaam is om ten minste mee vorentoe te gaan in terme van dit wat nog vir ons voorlê in Openbaring. Goed, ek begin by vers 12, Openbaring 2. En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus, dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het, ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan die naam en die geloof in my nie verloor nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biljam van Balak, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werk, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gou na jou toe en sal teen jou oorlog voer met die swaard van my mond. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborgde manna. En ek sal hom gee 'n wit keursteen en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie behalwe hy wat dit ontvang. Goed, so kom ons kyk. Hier is 'n hele klompie goed waarna ons moet kyk en waarvoor ons die Heilige Gees moet vertrou om vir ons insig te gee van presies wat dit is wat hierdie brief aan die gemeente van Pergamus probeer sê. So die eerste punt is vers 12 wat sê, dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. En dan moet ons maar onmiddellik gaan na Hebreërs hoofstuk 4 toe, vers 12 wat sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Goed, so as 'n mens dan kyk saam met dit, en ek gaan nou 'n bietjie meer verduidelik, maar as 'n mens dan saam met dit kyk na 1 Tessalonisense 5 vers 23, dan sê hy, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. So kom ons praat net gou oor die tweesnydende swaard. Die eerste punt, dis lewend en kragtig. Lewend, met ander woorde, die God se swaard is heel eerste die woord van God. Want hy sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En as dan kyk na Efesiërs 6 wat praat oor die wapenrusting, sê in vers 17, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Die swaard van die Gees, dit is die woord van God. So as Hebreërs 4 sê, hierdie swaard, wat die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard. Nou, dis 'n swaard, jy het 'n swaard gekry wat een lemkant gehad het. Maar hierdie swaard het 2 lemkante. Met ander woorde, so as jy die swaard sou gebruik het, sou jy, as hy net een snykant gehad het, sou jy die heeltyd die swaard in een rigting geslaan het teen jou vyand. Jy sê die heeltyd net in een rigting geslaan het. Maar wanneer 'n swaard 2 snykante het, dan kan jy na beide kante toe kan jy slaan en werk met die swaard en dit sal sny. So wat is die doel van hierdie tweesnydende swaard? Wel, eerstens, dis lewend en kragtig. Met ander woorde, die Engelse vertaling praat van quick.
quick beteken en quickening is om lewend te maak. Nou, om lewend te maak, moet jy van dood ontslaa raak. Jy sien die mens word gebore, ons is almal dood in ons sonde, en hierdie swaard wat die woord van God is, wat uit die mond van God uitgaan, het potensiaal om lewend te maak wat dood is. Maar jy sien, hy maak die sielsmens is een van twee goed, of hy's dood of hy's lewend. Ons word as sielsmens doodgebore, maar die woord van God wat skerp is en lewend is en kragtig is, het die vermoë om dit wat dood is af te kap en lewe te gee aan die wat dood was. En dis hoekom hy sê, wat skeiding bring van siel en gees. Nou, jy sien die swaard van God, wat 'n skerp tweesnydende swaard is, wil geestelike lewe in jou en my inwerk, want die woord van God is iets wat spreek, maar die woord spreek op twee maniere. Hy spreek heel eerste na die vlees toe, en dit bring dood voort. En dan die tweede ding wat hy doen is hy spreek na die geesmens toe, en dit bring lewe voort. Want dit is 'n geestelike woord. En dis 'n geestelike swaard. Dis hoekom hy dit noem die swaard van die gees, of die swaard van God, en die swaard van die woord. Want die woord van God gaan op een van twee maniere op mense se lewens inwerk. Die eerste manier is, dit gaan dood voortbring. Dit gaan dood voortbring vir die wat se harte en hulle gedagtes op self gerig is. En as jy die woord van God wil gebruik om jouself te verhef en jouself te verheerlik, dan is hierdie tweesnydende swaard bring die dood voort. En dit vat my weer na 2 Korintiërs 2 toe, wat sê, maar God sy dank wat ons altyd, 2 Korintiërs 2 vers 14, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word, en die wat verlore gaan, vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, en vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. So wat is die dood tot die dood? Met ander woorde, die swaard van God se woord gaan een van twee uitwerkings hê. Dit gaan dood voortbring vir die dooies, en dit gaan lewe voortbring vir die wat lewe. Wat met ander woorde, dit gaan of gees opwek, in jou geesmens gaan hy lewend maak, of hy gaan jou sielsmens aanspreek om jou dood te maak met die woord, omdat jy jou oorlegginge en die gedagtes van jou hart op jouself gerig is. Goed. En dan praat hy van wat binnendring tussen die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Nou, ek moet net ietsie sê oor gewrigte en murg. Die liggaam van Christus is aan mekaar verbind, en dan praat die woord van gewrigte. Daar's gewrigte wat ons aan mekaar verbind. Met ander woorde, die hand is tot die arm verbind, en die onderarm is aan die boarm verbind, en die hele arm is aan die liggaam verbind, en so kan jy aangaan. Maar die murg is 'n geïsoleerde, as jy nou gaan kyk na die biologiese samestelling van 'n mens se liggaam, dan is die murg, elke lid van die liggaam met sy eie murg.
Met ander woorde, so die arm, kom ons vat net die voorarm. Die voorarm het murg in. Maar daai murg het nie 'n kanaal wat deurloop na die hand se murg toe nie. Dit is binne in die been van daardie arm is daar die murg en dis geïsoleer. Daar's nie 'n verbinding tussen die arm se murg en die kom ons noem dit dan nou die onderarm, voorarm en die boarm se murg is nie aan mekaar verbind nie. En wat is die werking van die murg? Die murg het 3 werkings. Dit produseer rooi bloedliggame, wit bloedliggame en dan bloedplaatjies. Goed, en elke produsent het 'n sekere funksie. Die een is vir immuniteit, die ander een is om suurstof te produseer en die derde een, die plaatjies, is om die liggaam te beskerm teen enige siekte. Enige iets wat na die liggaam toe, enige kiem wat na die liggaam toe sou kom. En daai murg produseer bloed binne daai spesifieke deel van die liggaam. Met ander woorde, die voorarm se murg produseer bloed en dit is wit bloedliggaampies, rooi bloedliggaampies en dan is dit dit wat die bloedplaatjies wat geproduseer word om die liggaam te beskerm. En dit is 'n geweldige ding om te besef en daarom maak die Here voorsiening en hy sê dit in sy gelykenisse. Hy sê as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Want die voordeel wat jy dan het is dit stop dan nou nie die lewe na die been van die liggaam toe as jy die voet afkap nie. En dis hoekom die Here die liggaam gebruik as 'n beeld vir die liggaam van Christus en daarom sê hy, dit wat dood is moet afgekap word van die liggaam. Maar dit affekteer nie die res van die liggaam kan nog steeds funksioneer, omdat daar murg is wat binne in daai liggaamsdeel is wat kan produseer. En dis hoekom dit belangrik is dat ons die gedagte van die tweesnydende swaard wat sê, hy bring skeiding tussen gewrigte en murg. So die murg gaan nie deur die gewrig na die volgende liggaamsdeel toe nie. Daar's 'n skeiding. En daarom, wanneer daar 'n lewende liggaam is, kan 'n dooie liggaamsdeel kan nie funksioneer as deel van daai liggaam nie. Hy moet afgekap word, sê die woord. En dit is die beeld van wat ons nou net gelees het in 2 Korintiërs 2, wat sê van dood tot dood en lewe tot lewe. So die woord kom en hy kap af dit wat dood is en hy maak lewend dit wat lewend gemaak moet word. Goed, ek hoop ek verduidelik dit goed genoeg dat jy sal verstaan dat die woord van God is daai tweesnydende swaard wat alles wat dood is moet afkap en alles wat lewend is moet lewend maak. Dit is hoekom it is quick, met ander woorde it is quickening, lewendmakend. Die woord van God is lewendmakend. Goed, nou ja, nou het ek nog net vers 12 gehanteer. En dan sê hy in vers 13 in Openbaring 2, ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is. Nou, ek wil dit gou verduidelik, ek het dit nou al per illustrasie gedoen in ons gemeentebyeenkoms, maar wat beteken dit om te sê die troon van, waar die troon van Satan is? So kom ons vat net vir die oomblik 'n grondgebied. Kom ons vat 'n grondgebied, kom ons maak dit die grondgebied van Kaapstad. En Kaapstad is, en wat die woord hier probeer sê, Kaapstad is die plek waar die troon van Satan is. En nou gaan jy vir my sê, nee, maar hoe kan jy nou dit sê? Want jy sien, die troon van Satan is
waar die godsdienstige georganiseerde kerk is. So kom ons vat nou byvoorbeeld, kom ons gaan terug in tyd en ons sê daar was net een kerk in Kaapstad gewees toe 300 jaar terug. En daai kerk se naam was die Nederduits Gereformeerde Kerk. Ek gebruik nou net 'n voorbeeld. Dan het in hierdie stad was daar 'n klomp kerkgeboue gewees. En dit is die troon van Satan. Hoekom sê ek so? Want God se liggaam is 'n lewende liggaam wat aan mekaar verbind is en nie geïsoleerd weg van mekaar af is en wat verskillende leringe bring nie. Met ander woorde, so wanneer hierdie gereformeerde kerk daar is, dan kort voor lank, dan begin hierdie kerk teen mekaar te praat. Met ander woorde, en dan skielik kom daar 'n skeuring. En nou, wanneer hierdie een kerk in hierdie stad was, 300 jaar terug, weet ons vandag, daar is omtrent, ek wil nie weet hoeveel verskillende denominasies in hierdie selfde stad, na 300 jaar, en kom ons sê, ek wil nou nie eers so bold wees om te sê, daar's 5000 nie, maar kom ons sê, daar's 1000 verskillende denominasies, Christen-denominasies in Kaapstad. En nou sê jy vir my, maar dit is nog steeds een liggaam. Nee, dit is nie. Dis 'n verdeelde liggaam met verdeelde leringe, met verdeelde ideologieë en hulle staan teenoor mekaar. Daar's geen eenheid nie. Hulle is van mekaar afgedeel en elkeen doen sy eie ding. Elkeen het sy eie leiers, elkeen het sy eie leraar en elkeen die een wil niks met die ander een te doen nie. Hulle opponeer mekaar en die een kerk staan teenoor die ander kerk en dit is wat 'n mens partydigheid noem. Want wat is partydigheid? Dink gou aan 'n politieke stelsel. Jy kry, kom ons vat nou maar twee partye. Jy kry die ANC en jy kry die DA. En hulle is twee partye, maar hulle albei dink verskillend. En hulle albei praat verskillend en hulle albei lyk verskillend. Hulle doen hulle eie ding en die een opponeer die ander een. En dit is wat partydigheid doen in die kerk. En dit is waar die troon van Satan is. En so, wat maak ons anderster as die troon van Satan? Is God roep ons uit. En hy sê, julle moet nou verenig by die voete van Christus, want hy is die een wat die waarheid is. Hy is die waarheid, en as jy wil weet wat die waarheid is, dan kom sit jy nie by 'n pastoor se voete waar die troon van Satan is, en jy kom sit by die voete van Christus. En hoe doen jy dit? Jy kom sit met sy woord. En almal wat met sy woord sit, is die liggaam van Christus. En is daar 'n plek waar gelowiges bymekaar kom en waar hulle, gaan lees Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2 gaan oor daardie geïsoleerde plek waar ons nie na 'n pastoor luister die hele dag nie, maar waar almal 'n inset kan lewer rondom dit wat hulle gekry het uit die woord van God. En nou kan jy 1 Korintiërs 14 kan jy gaan gebruik oor vanaf vers 26 oor die noodsaaklikheid van die orde in die godsdienstoefeninge van die gemeente. Want die gemeente van Christus is nie 'n kerk met 'n kerkgebou waar daar 'n sekere lering gebesig word wat anderster lyk as die wat die volgende kerk het, wat 'n ander naam het, wat weer 'n ander lering het nie. Dit is 'n verdeelde liggaam. Die liggaam van Christus kan nie teen homself verdeeld wees nie. Want hy sê, 'n liggaam teen homself verdeeld sal val. Hy sal val. Goed. So, die troon van Satan is in daardie grondgebied Kaapstad, het jy nou, en ek weet nie hoeveel denominasies daar is nie, maar kom ons sê 1000, en dan uit daai 1000 uit, roep Christus almal wat deel is van daai 1000 denominasies uit.
En sê, jy moet uitkom uit daai eenheid, julle moet uitkom uit daai eenheid, en julle groepeer terug na wat toe? Na die liggaam van Christus toe. Dis die beeld. Het is makliker om dit op papier uit te teken, maar ek hoop ek verduidelik dit goed genoeg. En dan sê hy in vers 13 ook, en jy hou vas aan my naam. Nou, ons almal weet, die naam van die Here is, sy naam is die woord van God. Jy hou vas aan die woord van God en het die geloof in my nie verloon nie. Met ander woorde, wat is geloof? Ons weet Hebreërs 10 sê, geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord van God. So, wil jy God se woord hoor, dan hoor jy dit met jou gees. Dis hoekom die tweesnydende swaard spreek nie na jou vlees toe nie, alhoewel jou vleeslike ore die woord hoor, gaan dit na jou geeshart toe. En daar in jou geeshart werk God iets, hy doen iets in jou geesmens wat lewe voortbring. Jy het vasgehou aan my naam en het die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Nou, daar by julle waar die Satan woon, so met ander woorde, die grondgebied van Kaapstad, is daar ook 'n ware liggaam van Christus, waar die Satan in daai grondgebied sy troon het. Maar hy sê, in die dae waarin Antipas my getroue getuie was. Nou ek wil my verstout om te sê, dat ek dink nie Antipas was 'n persoon nie. Ek dink Antipas, want anti beteken, iemand wat staan teenoor, en vir. Iemand wat staan teenoor en vir, dis waaroor Antichrist gaan. Antichrist staan kantig vir Christus as verteenwoordiger van Christus, maar hy staan teen Christus. Maak dit sin? Met ander woorde, Antichrist, die gees van die Antichrist, kom onder die naam van Christus, maar hy verteenwoordig nie vir Christus nie. Antipas, pas beteken vader, antivader, hy staan kamptig onder die hoofskap van God die Vader, maar hy verteenwoordig homself in vaderskap. En daarom sê hy, so hy wat nie vir die Vader, met ander woorde, so ons weet die Katolieke Kerk noem hulle priesters Vader. Jesus het gesê, noem niemand op die aarde julle Vader nie, want ons het een Vader in die hemel. Ons het een Vader in die hemel. So Antipas sê, ek het nie hier op aarde 'n vader nie. My pastoor is nie my vader nie. My predikant is nie my vader nie. My priester is nie my vader nie. En dis wat Antipas doen. Ons sê, ons het 'n hemelse Vader. En daarom staan ons teenoor hulle wat sê pater of vader, wat sê ek luister na die pastoor want hy is my geestelike vader. Nee, hy is nie. En daarom sê, so almal wat staan teenoor die gestruktureerde kerk wat sê die priester is my vader, is Antipas. Ek staan anti-vader, aardse vader. Ek het nie 'n aardse vader nie, ons het 'n hemelse Vader. En wat gebeur? Jy word gedood as jy Antipas is. Jy word uitgestoot wanneer jy sê, ek kan nie meer gaan met, so kom ons vat nou weer die voorbeeld van jy is by een of ander denominasie in Kaapstad en jy begin agterkom dat die ou na wie jy luister, wat nou sodanig jou geestelike vader is, predik nie volgens die skrif van Christus nie, dan gaan jy na hom toe en jy sê vir hom, dit wat jy predik is nie die woord van God nie, en dan sê hy, en dan as jy vir hom begin uitwys, dan werp hy jou uit, dan word jy doodgemaak. Wat doodgemaak is, by waar die Satan woon. En ons as ware gelowiges sal uitgewerp word in die plek waar die Satan woon. Want hy wil ons nie daar hê nie, want ons gaan mense van hom af wegtrek agter Christus aan en hy wil dit nie hê nie. So wat doen hy? Hy werp jou uit.
Hy raak ontslaaf van jou. Vers 14. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biljam wat Balak geleer het om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werk, naamlik om afgodsoffers te eet en te oreer. So wat het Biljam gedoen? Biljam het aan Balak voorgestel. Balak wou gehad het Biljam moet 'n vloek uitspreek oor die volk en God het hom geweier om dit te doen. Biljam was hierdie vals profeet. Hy was 'n waarsêersprofeet. En toe gee hy vir Balak 'n raad. Toe sê hy, man, wat jy nou moet doen is ek gaan nie die vloek namens jou kan uitspreek nie. Ek gaan nie vals leringe na die volk toe kan bring nie. Ek gaan nie vir hulle 'n vals god aanbied nie, maar ek gaan vir jou sê wat jy moet doen. Gaan stuur jou dogters in hulle geleedere in en dan begin jy dat hulle daar 'n ondertrouery plaasvind tussen jou dogters en hulle seuns. Julle maak hulle dronk en dan terwyl hulle dronk is, dan stuur jy jou manskappe in en julle slaan hulle dood. En dit is die beeld van hoe die Satan werk met die valskerk. Satan stuur sy valskerk in, met ander woorde die hoerkerk, soos wat ons dit kry, die groot hoer en al die want hy praat van the mother of harlots and the harlots. So wat is the mother of harlots? Dis 'n spesifieke beweging waaruit daar 'n klomp hoere ontstaan het en dit is soos wat ek daarna kyk, die hoerkerk en dit gaan in tussen die mense in en hulle het hulle eie leringe en dit is die leer van Biljam wat kom en sê bring julle gode in na die mense toe, ondertrou met mekaar en bring vir hulle dan vals leringe en dan slaan jy dood, want dis wat vals leringe doen. En dit is wat afgodsoffers, met ander woorde, kom ons gebruik die voorbeeld van 'n afgodsoffer in Christendom. En die beste voorbeeld wat ek kan dink vir die oomblik is 'n lering wat sê spreek lewe. Spreek lewe. Nou, spreek lewe is 'n afgodsoffer. En wat jy waar kry in die hoerkerk, in die wat in hoerery verval het. So daar's baie denominasies in Suid-Afrika, in die wêreld wat sê, moet net nie doodspreek nie. Spreek net lewe. So wat is lewe spreek vir hulle? Jy moet nie vir jou kind sê hy is stout nie. Jy moet op 'n manier vir jou kind sê, hoorie, pappa en mamma is ongelukkig oor die manier hoe jy nou iets gedoen het en ons is baie lief vir jou en ons wil regtig nie jy moet sulke lelike goedjies sê nie. En nou het jy nie doodgespreek oor daai kind nie. Jy het nie vir hom gesê hy is stout nie. Jy het nie vir hom gesê hy verdien 'n pak slaan nie. Jy het net vir hom gesê pappa en mamma is so lief vir jou en weet jy, ons is nie kwaad vir jou nie en ons gaan jou nie straf nie. Ons wil net hê jy moet nie sulke goedjies doen nie. En nou het jy lewe gespreek. Nou dit is nie die waarheid van die woord nie. Hoe weet ons dit? Gaan lees maar net Hebreërs hoofstuk 12. Jy moet jou kinders tugtig. Jy moet mense geestelik tugtig. En so kom ons gebruik dan wat is die geestelike aspek van lewe spreek? God is liefde. God het die lat neergesit en God slaan nie meer mense nie. Hy het sy lat uitgeslaan op sy seun en nou is God net liefde. En nou spreek ons lewe. En jy sien dit is presies nie die waarheid nie. Want die tug wat hy sê in Hebreërs 12 dat ons het as vaders ons kinders getugtig as hulle stout was in die vlees. Hy sê net so moet ons nou vandag mense geestelik tugtig wanneer hulle nie met die waarheid besig is nie. En dan kan jy nou sien hoekom spreek lewe so 'n gevaarlike afgodsoffer is, want dit bring mense in 'n absolute plek van, wat ek kan doen net wat ek wil, ek kan sê net wat ek wil en daar's geen tug nie. Goed, dis 'n voorbeeld van afgodsoffers. En dan
dan gebeur hoerery, want wat is dan die hoerery? Ek gaan sit in 'n kerk wat vir my alles sê, net wat ek wil hoor. Net wat my vlees wil hoor. Goed, vers 15. So het julle ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte. Nou, die leer van die Nikolaïte is gekoppel aan 'n persoon met die naam Nikolaas. En Nikolaas was hierdie persoon wat mense agter hom aangetrek het. En dan het hy sy eie godsdienstige beweging begin, en dit is aan die orde van die dag. So daar's mense wat afstig, hy stig af van hierdie denominasie en hy begin sy eie kerk. En dit is 'n Nikolaas. En wat ek dan doen is ek dupliseer my lering. So kom ons vat nou maar net byvoorbeeld die lering van die 7-dag Adventiste. Nou die Adventis het 'n vrou jare en jare terug in Amerika het sy begin met 'n lering oor jy met die Sabbat onderhou. En dan begin daai lering en nou begin hy homself te dupliseer. En voordat jy jou kom kry, dan is die wêreld oor, kry jy daai denominasie onder daai vaandel en hy verkondig dit oor die wêreld, en dit is wat die Nikolaïte, dit was Nikolaas se ding gewees. Ons begin ons eie beweging af van Christus af. Ons verkondig nie die waarheid van Christus nie. Ons het ons eie lering, en al wat ons gaan doen is ons gaan, soos die Engelsman sê, mushroom. Ons gaan orals, in elke dorp wil ons dan ook 'n tak hê van wie ons is. En nou kan jy nou maar gaan kyk, dit gebeur oral oor die wêreld. Ek wil nie eers, ek kan nie eers vir jou sê hoeveel duisende Rooms-Katolieke kathedrale daar in die wêreld is. Maar dit is die leer van die Nikolaïte. Goed, vers 16, bekeer jou. Met ander woorde, breek weg van hierdie goed af. Moenie hierdie goed in julle midde besig nie. Moenie besig wees met hoerery nie. Moenie besig wees met afgodery nie. Moenie weer besig wees met die leer van Biliam of met die leer van die Nikolaïte nie. Breek weg van die troon van Satan af. Bekeer jou na wat toe? Na Christus toe. Bekeer jou na die waarheid toe, anders kom ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met wat? Met die swaard van my mond. Nou wil ek vir jou sê, nou is daar leringe, gaan vat nou maar net Openbaring 16. En Openbaring 16 praat nou van hierdie hele ding wat hulle so verkondig oor die gedagte van Armageddon. Dis so 'n groot, sterk stroom van vals leringe. Armageddon. En nou vat hulle dit en maak hulle dit 'n fisiese oorlog. En dan sê hulle gaan teen Christus kom veg. Hulle gaan 'n hele weermag gaan teen Christus opstaan en hulle gaan teen hom kom oorlog voer. En dan sê dan gaan die Here met die asem van sy mond gaan hy hulle verdelg, met die asem van sy mond, want dis presies wat hy sê in Openbaring 2 vers 16, bekeer jou, anders kom ek gou uit jou en sal teen jou oorlog voer met die swaard van my mond, met die woord van God sal hy staan teen almal wat teen die waarheid opstaan. Hy sal uiteindelik, Christus seëvier, hoe? Met die swaard van die woord, met die swaard van sy mond. Hy sal oorwin met die woord van God. Jy kan maar gaan lees Openbaring 19 vers 13. Openbaring 19 vers 13 is die einde van alles, dan sê hy, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken, behalwe hy self nie. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. God sal, met sy woord, sal hy oorwinning behaal. Hy het nie nodig om te kom en 'n klomp engele te bring en swaarde en almal met die swaard kamptig dood te kap nie. Sy woord is die swaard wat almal sal oordeel met die swaard van sy mond. Vers 17. Wie 'n oor het,
laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Nou hierdie is 'n punt wat ek net gou, ons het in ons gemeente 'n paar keer gepraat oor, wat beteken dit om te sê die 7 geeste? Die 7 geeste, en ons stoei nog met dit, ons het nog nie, en ek wil ook in hierdie opname dit duidelik maak, dat ek het nog nie die antwoord oor die 7 geeste nie, maar daar 7 briewe, wat geskryf word, aan 7 engele, en elke keer, in elke brief, jy kan al 7 die briewe gaan kyk, staan hierdie woorde, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees met 'n hoofletter aan die gemeentes sê. En dit staan in elke brief. Openbaring 2 vers 11, die brief aan Smyrna sê, vers 11, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ons kry die brief aan Efese, wat sê, vers 7, hoofstuk 2 vers 7, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Elke brief sê, gaan kyk maar Thyatira, vers 29, 2 vers 29, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die brief van Sardes, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. En dan sê hy dit, ten laaste sê hy dit ook aan Laodicea, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. 7 keer daai presiese woorde. So ons is nou hier, hy sê, vers 17, Openbaring 2:17, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, en dit kom ook voor in elke brief, aan hom wat oorwin, aan hom wat oorwin, aan hom wat oorwin. Aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborgde manna. Goed, wat is die verborgde manna? Die verborgde manna kry ons in 'n paar plekke, in Efesiërs 1 en 2 kry ons dit, maar ek kan nie nou, ek het ongelukkig nie nou tyd om al die skrifte aan te haal nie, maar ek wil Kolossense 4 gebruik as 'n voorbeeld. En dit is net een voorbeeld. Paulus sê in Kolossense 4 vanaf vers 2 tot en met vers 6, sê, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Volhard in die gebed beteken, volhard, wanneer jy met die woord van God besig is, moet jy dit bidend doen en sê, Here, wys vir my, wys vir my, wys vir my. Bidend aanhoudend, en ek gaan dit nou uit Efesiërs 4 uit ook vat, net gou vinnig kortliks, dan sê hy, is dit nou 4? Manne. Genade. Nou het ek nou te vinnig myself hier in die rede geval. Hy sê daar waar die manne by mekaar kom, moet hulle heilige hande ophef. Heilige hande ophef. Wat beteken dit? Dit beteken, wanneer jy met die woord van God besig is, dan moet jy bidend voor die Here wees en sê, Here, ek strek my hande uit na U toe, want ek het nie nou die waarheid nie, en ek het nodig dat U die waarheid aan my openbaar. U moet vir my wys, wat is die waarheid in hierdie saak, sodat wanneer ons met die woord besig is, dat hy vir ons kan wys wat die waarheid is in tye wanneer ons 'n nood het om by hom te hoor, wat is die waarheid dan nou wat hier vir ons met ons gedeel word. En dit is die rol van die manne om heilige hande op te hef voor God om te sê, Here, ons weet nie wat hier in hierdie woord staan nie, maar ons gaan nie self probeer om die waarheid te probeer uitfigure nie. Ons het U nodig om vir ons te wys wat die waarheid is. Goed, ek kan nie nou my oog op daai skrif vinnig sit nie, maar goed, ek is terug by Kolossense. Paulus sê, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging, en bid tergelykertyd ook vir ons, Paulus sê, bid vir ons apostels, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek. Wat moet ons spreek? Van die verborgenheid van Christus.
Waarvoor ek ook in boeye is, dat ek dit openbaar kan maak soos ek behoort te spreek. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Wat is die punt? Die punt is, die woord van God is ons, wat is die manna? Manna is die woord van God. Christus sê, ek is die manna uit die hemel, ek is die brood uit die hemel uit. En wanneer die brood van God na die aarde toe gekom het, by name van die woord van God, want die brood van God is die woord van God, en wanneer ons die woord van God wat na ons toe gekom het, Christus, en hy het vir ons die woord gebring, die verborge manna, dan is dit 'n verborgenheid. Die hele skrif is 'n verborgenheid uit die hemel uit, en dit is die verborge manna, maar hy wil vir ons die verborge manna openbaar. Hy wil aan ons die verborge manna openbaar. En dis wat Paulus sê, bid vir my dat ek spreek soos wat ek moet spreek van die verborgenhede van Christus. En dit is presies wat ons moet doen. Ons moet die heeltyd vir die Heilige Gees vra, help my dat ek die verborge manna kan raak sien, sodat ek kan spreek van die verborgenhede, soos wat ek moet spreek. Dat ek nie my eie woorde opmaak nie, dat ek nie my eie verborgenhede uitkrap uit die woord uit nie, maar dat ek op die Heilige Gees sal staatmaak, dat hy vir my die verborgenhede sal oopmaak, sodat ek kan spreek soos wat ek moet spreek. En dan sê hy, ek sal hom gee 'n wit keersteen. 'n wit keersteen. Nou dit is, hierdie is 'n daglering wat 'n mens daarvan kan maak, maar ek gaan dit so kort as moontlik uit 1 Petrus 2 vat vanaf vers 1. 1 Petrus 2 vanaf vers 1 sê, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. Right? So wat is dit? Alles wat nie die waarheid is nie. Alle boosheid, alle bedrog, alle geveinsdheid, afguns en kwaadpratery. En dan sê hy, en so dit is alles onder die vaandel van ongeregtigheid. Raak ontslaaf van ongeregtigheid. En dan sê hy, en verlang soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. Wat is dit? Geregtigheid. Na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei, as julle ten minste gesmaak het, dat die Here goedertieren is. Kom na hom toe, die lewende steen. Kom na hom toe, die lewende steen, en ek gaan dit nou verduidelik. En dan sê hy, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is, en laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot, en 'n stoot, en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys was nie, maar nou bewys is. Ek verduidelik gou kortliks. Jy ontvang 'n wit keersteen. Goed, so, wat is 'n wit keersteen? Ek wil die beeld gebruik van 'n gebou, en daardie gebou is die tempel van God, en daardie gebou het 'n hoeksteen. En ons weet, onthou, ons praat nou hier van 'n geestelike huis. Met ander woorde, ons is 'n geestelike huis waarvan Christus die geestelike hoeksteen is, en daardie hoeksteen het 'n sekere grootte waarvan hy gemaak is. En as jy nou weet hoe 'n hoeksteen lyk,
Dit is die steen wat hulle gebruik op die hoek van die gebou, voordat hulle die gebou begin bou, lê hulle 'n hoeksteen. Hulle bou eers 'n fondasie, en op hierdie fondasie word 'n hoeksteen gelê, en daardie hoeksteen het 'n 90 grade hoek, en hy is haks na alle kante toe. Met ander woorde, die een been is haks met die ander been op 'n 90 grade, en die been op is haks, en met ander woorde, alles is perfek in 'n 90 grade hoek. Regs, links, op is hierdie hoeksteen haks. En die grootte van die hoeksteen bepaal die grootte van die stene wat op hom gebou gaan word. En wat hy probeer sê is, Christus is juis hierdie lewende hoeksteen, en ons word sy lewende, geestelike lewende stene wat op hierdie hoeksteen gebou word, presies op die mate van die hoeksteen. Met ander woorde, wanneer God sê, kom ons maak mense na ons beeld, dan sê hy het my en jou geestelik geskape om op hom gebou te wees, presies soos wat hy is. En daarom Christus is hierdie hoeksteen, en ons is sy, en nou kan jy 1 Korintiërs 6, en ek gaan nou nie die 1 Korintiërs 6 en 2 Korintiërs 6 alles vir jou lees nie. Al wat ek wil sê is, of weet julle nie, 1 Korintiërs 6:19, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Goed, dit is 1 Korintiërs 6 vers 19, en dan 2 Korintiërs 6 sê min of meer dieselfde. 2 Korintiërs 6 sê, vers 16, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Ek en jy is lewende stene, met ander woorde, 'n wit keersteen. Hoekom wit? Want hy het ons gereinig soos wat hy rein is. En hy is die wit keersteen, of die wit hoeksteen, en ons word gebou op hierdie goedgekeurde hoeksteen. En as jy nie soos hy gaan lyk geestelik nie, sal jy afgekeur word. Jy sal nie toegelaat word as 'n bousteen, want hy sê, ons is lewende stene, gebou op die lewende keursteen wat Christus is. En dan sê hy, en jy sal 'n wit keursteen ontvang, en op die steen 'n nuwe naam. So wat is die nuwe naam? Hoofstuk 3 vers 12, Openbaring 3 vers 12. Wie oorwin? Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van God maak. Wat is 'n pilaar? Elke steen is 'n pilaar vir die volgende steen. Dink gou mooi daaroor. Elke steen in hierdie tempel is 'n pilaar vir die volgende steen. So 'n steen kan nie in die lug hang nie. Hy het iets nodig om bo-op hom te staan, waarop hy kan staan. En ons begin by Christus, ons staan op Christus, en ons help ander om bo-op ons te staan. Dit is die beeld van disippelskap. Dit is die lieflike beeld van disippelskap, is wanneer hierdie steen op Christus gebou is, en hy's goedgekeurde Christus, dan eers kan hy 'n ander steen help om ook 'n wit keursteen te word wat op hom gebou is. En ek sal op hom die naam van my God skrywe. Wat is die naam van my God? Die woord van God word binne in my en jou geskrywe. En ons word deel van. En lees maar daai gedeelte aan, dan praat hy van 'n nuwe naam. Ek sal op hom 'n nuwe naam skryf. En ek en jy, Christus is hierdie nuwe naam wat op my en jou geskryf is. Hy is in ons harte gegraveer. Ons verkondig hom. Ons verkondig nie onsself nie, ons verkondig Christus en hom as die gekruisigde. Met ander woorde, die een wat sy lewe neergelê het. Vir hom lê ek my lewe neer. En hy bou homself in my in.
En dan sê hy wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Weet jy wat? Jy sal weet as Christus se naam in jou geskryf is. Jy sal dit weet. Die ou wat sekerheid het dat hy 'n kind van God is die ou wat Christus in sy lewe ingeskryf het deur die woord van God. Hy moet in my ingegrafeer word. In my hart moet hy wees. In my geeshart is Christus gegrafeer en niks en niemand sal dit kan oorwin nie. Niemand sal uit kan haal wat ingebou is en ingeweef is in my geesmens nie. En daarom sê hulle kan alles aan my doen, maar hulle kan niks doen aan die gees wat in my ingebou is deur die gees van die woord van God wat in my gegrafeer is nie. Amen.